As ons eenvoud omhels, dan floreer ons meer en vandag se tema gaan juist oor vereenvoudig besluite. In 'n wêreld met so baie opsies word elke dag soos 'n eindelose keuselys en ons voel maklik oorlaai. Van die oomblik wat ons wakker word, word ons gedwing om te besluit, watter boodskappe om eers te lees, wat om aan te trek, wat om te eet, watter take om te prioritiseer. In die winkel is daar nie net een produk van 'n soort nie, maar verskeie fabrikate en keuses. Nou hierdie voortdurende stroom van keuses put ons uiteindelik uit. Dit begin met 'n verskynsel wat die navorsing decision fatigue noem, besluitnemingsmoegheid. Wanneer ons brein oorlaai word, is die sleg daarvan dat ons swakker besluite neem, dat ons meer twyfel en dat ons fokus verloor op dit wat werklik saak maak. Tussen al my keuses van tekste lees ek vandag Psalm 4 vers 9. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want U Here, U alleen laat my veilig woon. Nou in hierdie Psalm herinner Dawid ons aan 'n radikale eenvoud. Ware rus kom nie uit perfekte besluitneming uit nie, maar uit vertroue. Dawid kan rustig gaan slaap omdat sy veiligheid nie net in sy eie beheer lê nie, maar juis in God se sorg. En hierdie vers nooi ons om dieselfde te doen. Ons kan elke dag die las van oorbesluitneming na God neem en leef vanuit 'n plek van goddelike sekerheid. God sal sorg. En wanneer ons hierdie eenvoud omhels, dan skep ons ruimte vir vrede. Prakties beteken dit om sekere keuses te standaardiseer. 'n Vaste ontbyt, 'n eenvoudige klerekas, 'n roetine vir jou oggend, 'n roetine vir jou aand. Jy kan ook sekere dinge kombineer, soos om na 'n boek te luister terwyl jy in die gym is. Hierdie klein strukture bevry jou energie vir kreatiwiteit, vir verhoudings, vir roeping, en dis alles dinge wat eintlik jou siel voed. Navorsing wys dat minder keuses ons welstand verhoog, omdat dit ons aandag terugbring na betekenisvolle aksies en innerlike stabiliteit. Wanneer ons doelbewus besluit om minder te besluit, word ons meer teenwoordig, meer gefokus, meer vry. So vandag kan jy eintlik net besluit om een area van jou lewe te vereenvoudig en kyk wat 'n verskil dit sal maak. Leef geïnspireerd.